En môre wie is die een wat jou in mekaar voeg. Onthou wie is die gom van môre. Daarom sê die Here vanmôre, volg hom. Here, ek sien hoe die kettinge breek vanmôre. Here, ek kan dit sien, dit lê op die grond, dit stik en dit is vermors, Here. Met die kinders wyn om hulle oorwinning te neem, Here. Die Here het 'n noodkreet vanmôre aan U. En as dit jou sal, mag jy dit regheid wees, sodat jy vanmôre sal ophou najaag wat nie aan jou behoort nie. Maar dat jy God sal behaag. Die kettinge het lankal gevul. Dis lankal uitgehaal. Vat net 'n oomblik en voel eens in die woord, leef in die teenwoordigheid van die Almagtige vir hierdie volgende paar oomblikke. Want ek kan jou verseker, jou koning is hier vanmôre. Amen. Hy is hier, gemeente. Amen. Vir daai een wat vra, maar die warm gevoel nou in my. Ja, dis die een. Die Here sê hy is besig om my aan te raak. Moenie om jou kyk vir die volgende oomblik, maak jou oor die fokus op die Here. Moenie worry oor een langs jou. Hier is 'n broer vanmôre hier. Wat sukkel om te vertrou, Here. En wel sy oor toe is vanmôre, Here. Kom vra ek Heilige Gees, kom werk in hom. Here Geeslik plaas ons hart op U, Here. Vir jou verder wys, kom na my toe, kom gee jou lewe. Jy sê al lankal, jy wil nie meer in hierdie wêreld wees nie, maar ek sê vanmôre vir jou, kom, ek gee jou die geleentheid. Die hemel nooi jou uit vanmôre, kom gee jou hart en jou lewe vir my. Ek wil vir jou lewe gee, sê die Here, want hierdie bestaan op die aarde is maar net die begin. Die eindige lewe is hierna, sê die Here. En ek wil jou die geleentheid gee. Ek sit vanmôre lewe of dood voor jou. Maar jy sal self moet kies. Kom dan vanmôre, want ek gee jou uitnodiging, sê die Here. Ek wil jou vat, ek wil jou bou. Ek wil jou optel, sê die Here. Maar kom vanmôre, moenie jou hart verhard nie. Moenie eens dink wat gaan nie anders sê nie. Maar kom vanmôre, jy het my hulp nodig, sê die Here, en ek bied dit vir jou aan vanmôre. Gesien op Jesus. As daar gebed nodig is, is meer as welkom om my vriende.
vergeet van die mense om jou. Die Here het met jou die afspraak. In die naam van Jesus Christus. Elke mag sal sy knie buig vanmôre voor die God van die heerskappy. Dankie Here dat daar vanmôre vrymaking is in Jesus.
aan elke gelowige om vanmôre te sê, my koning heers. Amen. Here, vanmôre wil ek U al die lof en al die eer gee. Vir elkeen wat vanmôre sy lewe vir U gegee het, Here, ons sal saam met U bly vanmôre. Here, dit is so lekker om in U teenwoordigheid te verkeer, Here. Here, dit is so lekker om U tasbaarheid te ervaar. Vir ons voorberei, Here, om die woord nou in diepte te gesels met Here, wil ek vir U kom vra, Here. Heilige Gees, staan met iedereen langs my. Here, ek kamp vanmôre die planne af van die vyand om ons fokus te kom steel, Here. Ek roep fokus in vanmôre. En ek roep gehoorsaamheid in vanmôre, Here. Ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Gemeente, mag ons vanmôre die Here 'n lekker handeklap gee. Ek is opgewonde om vanmôre die woord met U te deel. As jy jou Bybel het, blaai so dan saam met my na die boek van Openbaring. Ek wil nie skryf nie, is nie die laaste boek van die Bybel. Halleluja. Voordat ek vanmôre die woord gaan lees, wil ek vanmôre vir jou 3 vrae vra. En die eerste vraag vanmôre is, het jy al ooit gewonder wat die volgende stap is wanneer ons oorwinning behaal in die Here? Het jy al ooit gewonder wat is jou volgende stap? Nou ek myself, ek hou baie van oorwinning. Ek hou baie van wat die woord oorwinning is. Ek hou baie van hoekom ons in die oorwinning moet leef. Want dit help jou om 'n positiewe mindset te skep. Amen. My tweede vraag wat ek vanmôre aan U wil vra is, het jy ooit gewonder wat presies oorwinning vir ons inhou wanneer ons dit behaal? Het jy ooit gewonder presies wat dit is as jy oorwinning het? Kom ek gebruik 'n simpel scenario. Wat gaan ek vanmôre gebruik? Okay, moet nou nie lag nie, nee? Kom ek sê, ek sukkel elke oggend om my skoenveter vas te maak, wat nie waar is nie. Nee, wat ek sê. Maar kom ek sê, dit was nie die geval gewees. Ek sukkel elke oggend om my skoenveter vas te maak. En een oggend, want ek is gelukkig, ek trek my skoene is laat in die hand uit. Een oggend, maak ek my skoenveter vas en ek kry dit reg. Wat is dit? Dis oorwinning. Want jy het gevra en jy het gebid, en jy het gebid en sê, Here, ek kry dit nie reg nie, en die arme vrou sê rug, ag, my man kan nie jou eie skoenveter vasmaak nie. Jy weet, maar jy kry oorwinning. Nou het jy ooit gewonder wat presies oorwinning dan vir jou inhou? My derde vraag wat ek vanmôre aan U wil vra is, het jy ooit gewonder wat beteken dit wanneer jy met jou mond bely, ek het oorwinning? Of ek is 'n oorwinnaar? Jy sien, baie van keer kyk ons na oorwinning as hierdie klein woord. Maar vanmôre wil ek met U deel dat oorwinning is nie net klein nie. Daar is groot betekenis aan die woord oorwin vanmôre. Daarom is my tema wat ek vanmôre met U oor gesels is, wat lê in jou oorwinning? Jy sien, jy kan oorwinning hê vanmôre, maar jy weet nie wat wag vir jou in jou oorwinning nie. En dis veronderstel
hoe ek met reine. Dit is veronderstel om vir jou eintlik 'n surprise te wees. Want die Here sê, hou net uit. Hou net uit vir môre. En wanneer jy oorwinning kry, is dit die seëninge wat na jou kant toe kom vir môre. Maar voor ek met my preek weghardloop, kom ons brand op Openbaring 3. Die 3de hoofstuk van Openbaring, waar die Here aan Johannes verduidelik. Aan Johannes, halleluja, waar die Here aan Johannes verduidelik. As jy daar is, sê my amen. Amen. As jy daar is nie, sê maar Eina. As iemand is nog nie daar nie. Is jy reg vir die woord? Amen. Mag ek hierdie ding wegskryf? Ek voel so ingeperk as ek altyd ons asheid vir vanmôre. Amen. Is die kamera aan? Halleluja, is net my beste werk vanmôre. Nee, ek grap. Kom ons hoor wat sê die woord vanmôre. Voor ek die skrifte lees, wil ek met julle 2 visioene deel wat die Here vir my gegee het toe ons gebid het in die saal. Die eerste visioen is, en ek wil iemand in gedagte hou vanmôre. Hy wys vir my 'n blompot. Jy weet mos wat 'n blompot is? Ja. Okay, so ek hoef nie 'n prentjie te teken nie. Hy wys my 'n blompot en die blompot staan daar en in hom, as ek reg kan onthou, is 'n boom. Dis 'n boompie gewees, ja. Nou die boompie lyk verlate, en hy lyk verdek. Lyk of iemand hom regtig net verlos het baie keer so nie. En die Here wys vir my water wat val op daardie boom. En daardie boom word lewendig. Vir die wat dit moet hoor vanmôre, jy kan nog soos daai boompie voel, maar wanneer die water oor jou val, gaan jy lewendig word. Die tweede visioen wat die Here vir my wys is, ek het dit met die gebedgroep gedeel, is die Here wys my staan op 'n berg. En hy roep. En die gelowiges hardloop na die Here toe. Vanmôre wanneer die Here roep oor jou lewe, mag die seëninge aangehardloop kom oor jou lewe. Amen. Wanneer die Here vanmôre spreek oor jou lewe, mag die seëninge aangehardloop kom. Halleluja. Want vanmôre heers die Here oor jou situasie. Amen. En hy roep. Halleluja. Amen. Ek voel ek moes dit deel. Openbaring 3 vers 18 tot 22, hier kom ons by die woord. En daar was met my tablet, ek gaan uit die woord uit. Weer 'n keer. Bekeer jou. Ok, hy sê, vers 18, en ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien vanmôre. Maar wag, hy is nie klaar nie. Johannes het nog baie om te sê. Johannes sê verder en hy sê, al wat ek lief het, die Here spreek, al wat ek lief het, hoor mooi, bestraf en tugtig ek. So as jy so een naam kry, moet jy weet. Dis hy. Wees dan ywerig en bekeer jou. Vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, my skat klop gou vir my daar in die kas. Halleluja. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, kan ek sê na haar toe ook, en saam met hom of haar maaltyd hou. Amen. Hierdie skrif is nie net vir een persoon vanmôre nie, dis vir elkeen.
En hy eindig daai stukkie, hy sê, en hy met my. Vers 21 sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon sal sit het. En dan eindig hy hierdie skrif, hy sê, wie 'n oor het, laat hom luister na wat die Gees, om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So vanmôre wil ek hê, as jy jou oor kan leen vir die volgende paar minute, om te hoor wat God wil sê vanmôre, dan is jy op die regte plek. Halleluja. Ek wil vanmôre met jou gesels van oor hoe effektief dit is wanneer ons oorwinning behaal en dit nog steeds proklameer oor elke situasie en mens. Halleluja. Amen. Wanneer ons vanmôre die woord oorwinning spreek en proklameer oor die situasie waarin ons is jy besig om lewe te spreek oor daardie ding. Baie keer kom die mens en hy stop met woord, die seëninge oor jou lewe. Maar wanneer jy as gelowige vanmôre kom en jy spreek oor daai situasie met die oorwinningsmentaliteit, dan maak jy daai blokkade oop. Ek kan hoor my vrou wat agter, nee. Is jy met my vanmôre? Amen. Halleluja. So wanneer ons in diepte kyk na wat oorwinning is vanmôre, die woord oorwin beteken om te verower. Onderwerp. Oorkom. Bemeester. Om die oorhand te hê en laastens om te triomfeer. Halleluja. Amen. Come on. Oor dit wat jy face. Amen. Jy kan die probleem face, maar wanneer ons die koning face. Yes. Amen. Daai lied wat sê standing face to face. Yes. Dan triomfeer hy in jou. Met ander woorde, toe die Here gepraat het in vers 21 oor oorwin, het die koning van die konings gepraat dat hy totaal verower aan die kruis. Amen. Hy het totaal onderwerp aan God se gesag. Amen. Hy het totaal oorkom. Hy het bemeester dit wat teen ons gebruik. Halleluja. En daardeur het hy afgegaan en hy die oorhand gaan haal uit die dodery en vanmôre triomfeer hy as oorwinnaar oor jou lewe. Dis nie vanmôre jy wat die oorwinning vir jouself gee nie, hy wat God is triomfeer oor jou lewe vanmôre. Amen. Want hy die oorhand gaan haal. Amen. Dis nie om gegee op 'n silwerskoen word nie. Hy het dit gaan haal. Yes. Thank you Lord. Dit wil vir my sê vanmôre dat ons as sy kinders vanmôre het daar dieselfde oorwinningskrag. Yes. Om die oorhand te gaan haal uit die vyand se hand uit. Amen. So vanmôre wil ek met jou deel dat jy lewe eintlik 'n statement vanmôre. Kan ek die statement vir jou lees? En die statement lees as volg. Ek as kind van God het die vyand totaal verower. Hom laat onderwerp aan die woord van God. Sy streke en uitdagings oorkom en sy beste planne bemeester sodat ek die oorhand kan kry. En kan hê in alle tye teenwoordig en toekomend. Want ons kyk nie na die verlede nie. En daardeur triomfeer ons omdat ons koning aan ons
bystand is en vir ons is. Dis die statement wat die Here wil hê ons moet lewe vanmôre. Halleluja. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Halleluja. Jy kan triomfeer vanmôre. En die woord oorwin vanmôre is nie net 'n woord nie, dis 'n uitspraak van geloof. Yes. You've got to have faith Yes. when you take the victory. Dis van so 'n aard dat dit van uithou vermoëns is wat die Here vir ons gee om te oorwin. Yes. Nou vir ons mense wat baie hou van geskiedenis, is 'n lesie. Die woord oorwin kom 1126 keer in die Bybel voor, waar die Here daardie woord kragtig gebruik. Amen. So 126 keer het die Here al oorwinning oor jou lewe gespreek. Halleluja. En hy stop nie daar nie. Amen. Kom aan kerk. Amen. Dit beteken oorwinning word die heeltyd oor en geproklameer oor jou lewe. Halleluja. Want die Here hou nooit op bid vir sy kinders nie. Yes. Amen. Hy vat eerder die stand dat hy gekruisig word en ons kan vry wees. Thank you, Lord. Dis 'n soort ding wat mense nie regtig vat nie. Oorwinning is nie net 'n lewenstyl vanmôre nie, kinders van die Here. It's living up to the standards of God. Daar's 'n standaard vanmôre waarna ons moet beweeg. Halleluja. Die vraag is ons al halfpad daar? 1 Johannes 5 vers 4 sê vanmôre vir ons, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Yes. Amen. So dit beteken, jy wat uit God gebore is, het die reg om vanmôre heerskappy, om vanmôre victory te vat oor die wêreld. Jy het vanmôre die krag in jou om 'n verskil te maak waar die wêreld geen verskil wil sien. Amen. Jy het vanmôre die standaard om die wêreld te wys wat dit is om 'n oorwinnaar te wees. Yes. Wat lê in jou oorwinning? Hoekom word baie mense soveel keer mismoedig? Hoekom verloor ons hoop? Want ons weet nie en verstaan nie wat oorwinning is nie. Yes. Ons vat dit ligtelik. Vanmôre wil ek met jou 5 punte deel. My 5de punt gaan ek mee afsluit. Sê met my vanmôre. Amen. Wie gee my nog 5 minute? 10, 15 minute, daar's ons. Dis net 'n grappie, julle. Dis net 'n grappie, hoor. Die koffiewater wag nou, ons gaan nou drink. Vanmôre wil ek met jou 5 punte deel. En ek wil vanmôre met jou hart kom spreek. Die eerste punt vanmôre is, wat lê in jou oorwinning? Rykdom, skoonheid en gesondheid. Halleluja. Ek vat jou fokus na vers 18 toe. Hy sê, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is. Ja. Wat beteken dit? Rykdom, gesondheid, oorvloed. Vind dit by die Here. Hy sê, sodat jy kan ryk word. Nou wag nou vir ons ding, dis nou geldjies wat kom. Kom ons hou net aan daai gedagte vas. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naakheid nie geopenbaar word nie. En hy sê, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Wanneer ons kyk na wat oorwinning inhou vanmôre, dan kan ons sien dat dit is 'n pad wat deur die Here gekies is. En in hierdie vers sluit die Here 3 spesifieke goed in, en hy sê, goud, wat rykdom is, en skoonheid en gesondheid. Amen? Sien nog met my.
Want die groot rede vir hierdie is dat die Here wou nie gehad het dat enigeen van ons iets tekort moes hê. So wanneer Johannes in vers 18 van Openbaring 3 vir ons sê, dat dit beter is om by die Here te kry, beteken dit is beter om jou voorsiening te gaan haal by jou koning. Amen. Halleluja. Wanneer Johannes vanmôre vir ons sê, dis beter om jou wit klere by jou koning te gaan kry, beteken dit, dis beter om dit wat jy mee aangetrek moet word te gaan haal by die Here. Amen. En dan wanneer hy met jou praat om jou oë te salf, is dit beter om jou gesondheid te soek in die teenwoordigheid van God. En nie by 'n dokter nie. Amen. Die dokter kan vir jou fisies sê wat fout is, maar jou koning kan vir jou sê jy is genees. Amen. Halleluja. Halleluja. En wanneer ons kyk na goud, verteenwoordig dit die geestelike skoonheid en die van die ware geloof, die reinheid en die liefde. Amen. Met ander woorde, ons moet ophou op ons aardse besittings neerkyk en ons moet verryk word deur die geloof in hom, Halleluja. jou reinheid in hom Halleluja. en sy liefde in jou. Yes. Amen. 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 Wanneer ons kyk na die wit klere, verteenwoordig dit geregtigheid en skoonheid. Dis ook 'n genadekleed van Christus wat aangebied word gepaard met heiligheid Yes. aan jou as sy kind. Amen. Sodat die sondige toestand in die lig van God se oordeel nie sigbaar sal word. Halleluja. Die wit kleed vir die Here vanmôre ons elkeen wil aantrek, is dit ons vanmôre. Ek sê jy engel wat kom aan dit. Dat ons vanmôre nie onder die oordeel hoef te staan. Yes. Amen. Amen. Die salf vanmôre verteenwoordig verligting en gesondheid deur die Heilige Gees en die woord van God vanmôre. Wat die Here ook hier bedoel het met hierdie salf, dit is dit dien as 'n geneesmiddel vanmôre. Yes. As ek vanmôre vir jou moes vra wat lê in jou oorwinning, dan sou jou antwoord moontlik wees gesondheid, liefde, skoonheid en geregtigheid. Amen. Halleluja. Amen. Punt B vanmôre. Die tweede ding wat in jou oorwinning lê vanmôre is die liefde en die wysheid vanmôre. Yes. Die liefde om jou aan die gang te hou en die wysheid om jou te leer. Yes. Amen. En ek vat jou nou vers 19 toe wat sê: almal wat ek liefhet, bestraf ek en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Halleluja. Amen. In die oorwinning is daar soms tugtiging wat plaasvind. Ja. Amen. Daar is soms 'n eindproses. Ja. Amen. Dit beteken nie dat jy nie 'n oorwinning het nie. Dit beteken dat die Here jou leer. Yes. Amen. Wat doen 'n ma of 'n pa wanneer hy sy kind 'n raps gee? Nie omdat hy hom wil slaan nie, dis omdat hy hom wil leer. Ja. Dat luister, dit waarmee jy besig is verkeerd. En vanmôre wanneer die Here jou kom tugtig, is dit nie om jou aan te rand nie. So moenie 'n lei opplaas vanmôre nie. Maar is om jou te wys, my kind, dit waarmee jy besig is, hou op. Amen. Amen. Dis waar. Amen. Liefde en wysheid vanmôre is daar in die tugtiging wanneer die Here sy kinders kom leer. Amen. En dis nodig. Yes. Amen. 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 Dit sal nooit die Here se plan wees om jou seer te maak. Nooit. In Johannes 4 vers 7 sê: Geliefdes,
Laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Dit begin alles by jou koning vanmôre. Al die wysheid en liefde wat uit God uit is vanmôre in jou. Daarom is jy uit hom gebore. My derde punt wat ek mee wil gesels vanmôre is voorsiening. En ek vat jou fokus na vers 20 toe wat sê, en kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Met ander woorde, wanneer jy gaan begin om die deur oop te maak vir jou koning, gaan hy meer deure vir jou begin oopmaak. Wanneer jy gaan begin toelaat dat die Here met jou maaltyd hou, gaan jy meer oorwinning kan kry. Hoe meer jy die deur oop maak, hoe meer kan die Here werk in jou lewe. Wat gebeur wanneer 'n sondaar tot bekering kom? Daar's 'n gejuig in die hemel. Wat gebeur wanneer jy die deur oopmaak vir jou koning? Daar is oorwinning op die tafel wat wag. En jy kan dit kry wanneer jy die geloofsstap vat om die deur vir jou koning oop te maak en te sê, welkom koning, dankie vir die maaltyd wat voorberei is. Vanmôre kom sit ons by 'n maaltyd. Maar jy moet vanmôre die deur oopmaak sodat die Here daardie maaltyd saam met jou kan geniet. Amen. As jy vanmôre met 'n toedeur kom sit, mis jy die werk van die oorwinningskrag. Amen. Halleluja. Amen. Nehemia 9 vers 15 sê, as iemand 'n tablet soek na die tyd, ek gaan hom nou gooi. Vers 15 sê, brood uit die hemel het U aan hulle gegee vir hulle honger. Voorsien is vir jou gegee toe jy honger was. Water uit 'n rots het U vir hulle laat opspring vir hulle dors. Toe jy dors was, het die Here vir jou water gegee. Amen. U het vir hulle gesê om in te gaan, die land in besit te neem en die land waarvoor U hand ook opgehef het om dit aan hulle te gee. Wanneer jy vanmôre die deur oopmaak vir jou koning, kan hy jou honger vir jou wegvat. Hy kan jou dors vir jou stop en hy kan die land vir jou gee wat jy behoort in te neem. Amen. Dank van jou. God se krag word nie minder nie. Het hang van jou af hoeveel jy toelaat in jou eie lewe. Die koning se doel met hierdie vers 20 is dat hy toegang soek tot jou lewe. Hy vra daarvoor vanmôre. Hy soek net daai oop deur. Maar wat doen die mens? Sodra die deur toegaan, dan sit ons hom uit deur. Van my koning het my teleurgestel. Dit is nie die koning wat jou teleurgestel, dit is die mens wat jou teleurgestel. Hy soek erkenning vanmôre dat ons sy stem wel hoor. En ons harte oopstel vir hom. Hoekom? Sodat hy jou vriend kan wees met hom. Jou maaltyd saam met die Here is vandag die oorwinning. En jou oorwinning lê vandag in jou voorsiening. Halleluja. My vierde punt is amper klaar. Haal asem. Oorwin in die oorwinning. Which means is don't stop at victory, go beyond. Yes, halleluja. Toe Jesus aan Johannes die vers gegee het, vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit.
toe Jesus daardie skrif gee vir Johannes, het hy regtig bedoel wat hy gesê het, dat wanneer jy oorwin, kan jy werklik saam met hom op die troon gaan sit vanmôre. Daar is vir jou 'n plek vanmôre langs die koning. Vat jy jou plek vanmôre? Die Here kan vanmôre op sy troon sit. Weet julle hoekom? Want hy die wêreld klaar bewys wat dit is om oorwinning te hê. Soms raak ons as mens so selfversekerd in dit wat ons weet. Ons vergeet van die krag wat daar lê wanneer jy die oorwinning spreek. Jy is nooit te oud om te leer nie. Halleluja. En net soos die koning oorwin het, en saam met sy Vader heers vanmôre, net soos sal jy as 'n gelowige vanmôre heers saam met jou koning. Jy sien, daar's 18 seëninge wat gepaard gaan reg deur die Bybel, saam met hierdie skrif. En ek wil dit nie deel vanmôre. Ek het dit net so uit die interlineer gevat. So I direct copy today. Nee. Maar ek wil dit nie deel vanmôre, dat jy weet wat lê in oorwinning vanmôre. Die eerste een is die boom, die seëning van die boom van die lewe. Which means there's life. Die tweede een is die seëning van die kroon van die lewe wat jy sal ontvang. Wanneer jy in oorwinning leef. Die derde een is die seëning van die vryspring van die hel. Wanneer jy hom aanvaar as jou koning. Halleluja. Die vierde seëning is die versteekte manna wat hy vir jou gee, elke dag. Die vyfde een is die seëning van jou eie wit steen met jou nuwe naam daarop gegraveer. Halleluja. Die sesde een is die seëning wat wat saamgaan met die wegloop. Die sewende een is die seëning van mag oor die nasies. Oorwinning kom nie kleinlik nie, kom groot. Die agste een is die seëning van komplete triomfering oor rebelle in jou lewe. Die negende seëning is die seëning soos hulle nou sê die môrester, een wat eerste is. Ons praat nie van die vyand nie. Hoor mooi. Oorwinning, nee? Dan die seëning van saam met Jesus in 'n wit te wandel. Dan die seëning van om jou naam in die boek van die lewe te hê. Die seëning van om die koning te hoor sê dat ons aan hom behoort. Die seëning van om 'n pilaar in God se tempel te kan wees. Die seëning om vir altyd saam met God te wees. Die seëning om 'n naamdraer te wees van die Vader. Die seëning om aan die naam van 'n nuwe Jerusalem te sien plaasvind. Die 17de seën is om 'n nuwe naam te ontvang by jou koning. Amen. Jou laaste seëning is die beste van alles. Om deel te hê, om die koning te aanbid. Halleluja. Vir ewig. Amen. In sy koninkryk. Amen. Dankie Here. Dis sy laaste seëning. En as jy gaan kyk, die laaste seëning gaan saam met die laaste 2 hoofstukke van Openbaring. Ja, amen. Ons sal saam met hom heers. Amen. Vir ewig. Amen. Ek sluit af vanmôre. Gehoorsaamheid is die 5de punt wat in jou oorwinning lê vanmôre. Die Bybel sluit daai gedeelte om Openbaring 3 af met wie oor het laat hom hoor.
En vanmôre wil ek hê u moet hoor vanmôre. Dat oorwinning help jou. Dit bou jou. Om in hemelse plekke te sit vanmôre beteken jy is op die regte pad. Spreuke 10 vers 17 sê: 'n pad in lewe is hy wat die tug in ag neem, maar hy wat die teregwysing veronagsaam raak verdwaal. Jy wat vanmôre die tugtiging van die Here in ag neem, as dit vir jou 'n tugtiging is of as dit vir jou 'n seëning is, in ag neem. Daar is oorwinning. Amen. Jakobus 7 vers 4 vers 7 sê: onderwerp julle dan aan God. En weerstaan die duiwel. En hy sal van julle weg. Met ander woorde, geliefdes, ons moet vanmôre selfintrospeksie doen. Is dit regtig dat ons lewe vanmôre volgens die wil van die Koning is? Is ons lewe 'n lewe van gehoorsaamheid vanmôre? Hoe baie keer tree ons op uit eie wys en nie die woord uit nie. Ek wil vanmôre vir julle 'n foto wys, as jy 'n foto vir my sê. Kan iemand vir die ligte asseblief? As dit gaan nou. Jy kan nie mooi sien, kyk ek gaan dit doen. Kan almal sien? Hier is die hoek agter in my yard. En ek staan, ekskuus, kan nie sien. En ek staan een oggend in my kombuis en ek kyk uit. Sien jy hoe mooi is die blare? Maar sien jy dat die onderste blare is dieselfde kleur as daai? En die Here bring in my die gedagte op. Dat my kind, sien jy die blare daaronder, wat nog vars lyk, wat nog dieselfde kleur is as wat aan hierdie boom hang. Ek sê, ja Here, ek sien dit baie goed. Julle moet verstaan, hierdie prent is nie eens 'n spikkel teen wat die Here vir my gewys het nie. Maar die Here sê die volgende, hy sê, daardie blare wat nog vars lyk, is my kinders wat geval het. En ek sê, Here, maar hoe nou? Moet ons nie in die boom wees nie? Hy sê, nee my kind, baie keer lê die vars blare op die grond. En hulle besef nie, hulle word vertrap nie. Hy sê, maar weet jy wat die beste van alles, my kind, die volgende, hy sê, my liefde het nie een keer ophou val vir elke kind, of daar gewees vir elke kind wat hom geval het nie. Dieselfde liefde wat vanmôre aan daardie boom is dieselfde liefde wat vanmôre by my kinders is wanneer hulle geval het. Jy sien gemeente, wanneer jy in 'n gehoorsaamheid posisie is, al lê jy onder vanmôre, al word jy vertrap, dieselfde liefde is daar vir jou. Jy kan dalk laat voel vanmôre, maar die Here het nie opgegee nie.
vir my wys, toe besef ek net weer eens dat daar is nie 'n label wat jy in sy liefde kan koppel nie. So dis waarmee ek eindig vanmôre. Niks kan jou vat uit sy hand uit nie. Al laat die lewe jou daaronder lê, jy is in sy hand. Jy voel dalk gevalle en verlate. My Here, is jy nog steeds presies soos hy jou gemaak het. Perfek. Kom ons lê. Here, vandag is 'n besondere dag. 'n Dag van genesing, Here. Van genade en oorvloed. Ons nou voorberei, Here, om aan die woorde aan die tafel te kom sit, Here. Ons is dankbaar. Ons is dankbaar vir die liefde wat nooit ophou nie, Here. En soos U met ons gedeel het, Here, waar daai mense lê, waar baie keer lewens waaronder, Here. Is dit U liefde wat ons aan die gang hou. Ek vra, Here, mag U elkeen seën vanmôre. In Jesus naam. Amen. Jy kan net so sit, liewer my gaan help in die nagmaal, kom ons op die forum toe.